Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Vrydag 21 November. Kom ons open met gebed. Liewe Vader, U het ons deur hierdie week so getrou gelei en ons gehelp met hierdie studies. Ons vra dat U ons asseblief weer eens met hierdie Vrydagse studie mag seën, dat ons dit mag verstaan. Ons vra dit in die naam van Jesus alleen. Amen. Vir verdere studie lees ons 'n gedeelte uit Ellen G. White, Patriarge en Profete, bladsy 512 en 513. Hier is Caleb se geloof steeds dieselfde as wat dit was toe sy getuienis die verkenners se klein gelowige berigte teëgegaan het. Hy het God se belofte vertrou dat hy die volk sou help om besit van Kanaan te neem, 'n onderneming waarin hy die Here ten volle vertrou het. Saam met sy volksgenote het hy die lang woestynverblyf deurgemaak en gedeel in die teleurstellings en swaar kry van hulle sondeskuld. Tog het Caleb nie hieroor gemurmureer nie. Hoewel die volk afgesny was, het hy die Here geloof vir sy groote genade waarmee hy die godsman in die woestyn deurgedra het. Te midde van al die ontbering, gevare en plaae tydens hul woestynsomswerwinge en gedurende die jarelange oorlogvoering sedert hulle Kanaan binnegegaan het, het die Here vir hom en vir Israel bewaar. Selfs nou, in sy 80's, het Caleb steeds sy lewenskragte gehad. Toe hy boonop vir sy eie grondgebied gevra het, was dit nie vir 'n plek wat alreeds ingeneem was nie, maar een wat die ander verkenners as die heel moeilikste beskou het om te onderwerp. Met God se hulp het Caleb sy toekomstige vesting gepluk uit die hande van die einste reuse voor wie Israel se geloof so gesteier het. Dit was egter nie 'n soeke na eerbewyse of selfverheerliking wat Caleb hiernatoe besiel het nie, nee. Wat hierdie dapper ou kryger begeer het, was om 'n voorbeeld te stel wat tot lof en eer van die Here sou wees, en om die stamme van Israel tot 'n volledige onderwerping van die land wat hul vaders as onoorwinklik beskou het, aan te moedig. Ellen G. White, Patriarge en Profete, bladsy 512 en 513. Hierdie gedeelte lees ons uit Ellen G. White, The Advent Review and Sabbath Herald, 30 Mei 1912 uitgawe. Dit was Caleb se geloof in God, wat hom die nodige moed gegee het, wat gekeer het dat vrees oor die oorhand kry, en wat hom in staat gestel het om ter wille van reg en geregtigheid sterk te staan en onverskrokke te wees. Deur op dieselfde mag, die magtige aanvoerder van die hemelse weermag staat te maak, kan elkeen wat onder die vaandel van sy kruis stry, die nodige krag en moed kry om oënskynlik onoorkombare struikelblokke te oorkom. Ellen G. White, The Advent Review and Sabbath Herald, 30 Mei 1912 uitgawe. Vraag vir bespreking. Vraag nommer 1. Bespreek die mag van groepsdruk en die moed wat dit verg om jou uit te spreek teen die verkeerde wanneer ander dit nie doen nie. Watter rol speel moed in die beoefening van ons geloof? Hoe kom mens op vir die dinge waarin jy glo sonder om onbeskof te raak? Vraag nommer 2. Dink aan mense in jou gemeenskap of gemeente wat goeie voorbeelde van geloof is, persone wat jou karakter en lewe getransformeer het. Watter navolgenswaardige eienskappe toon hulle? Vraag nommer 3. Bepeins en bespreek die volgende. Die invloed wat media, met ander woorde wat lees, luister en kykstof op ons lewens het. Hoe vermy mens die negatiewe uitwerking wat dit kan hê, terwyl jy terselfdertyd die potensiële goeie uitwerking daarvan benut?
Vraag nommer 3. Bepeins die nederigheid wat Josua as leier aan die dag gelê het, asook sy begeerte om na aan die tabernakeltent te woon. Op watter maniere spreek sy voorbeeld tot jou?